Nou, kan ons die Bybels oopmaak by Rigters 6 en 7. Ons gaan nie die hele stuk lees, dit is 'n lang stukkie, bekende stuk, ons gaan so hier en daar 'n bietjie versie of 2 bietjie saam lees. Ek wil gou vra 'n bietjie, hier waar ons saam is, waarvoor is ons bang? Waarvoor raak julle alles bang? Spinnekoppe? Slange? Klomp goed. Wie is bang oor die toekoms? Wie is bang oor môre? François. Ons is bang oor klomp goeders, oor waar jy in die lewe met ons op pad is. Partykeer is dit diertjies en goedertjies, partykeer is dit diep goeders. Soos môre. Soos die toekoms van ons land, soos die toekoms van ons kinders. Hierdie week in Lisa, jy moet nou nie opcheck daar, want jy is in mediese ouers, maar ek het in die week nou bietjie opgelees oor ons liggame, wat gebeur as ons bang word. Nou daar is 'n paar goed wat vir my baie interessant is. Een van die dinge wat hulle sê wat gebeur is dat jou hare regop kom. Jou hare rys so. Ons sê mos hierdie gesegde op, dit laat my hare rys. En die rede hoekom hierdie geleerdes ons sê, is dis 'n oerreaksie van ons voorouers wat baie meer harig was. En as hierdie groot mense nou gegaan het en daar was nou iets gewees wat hulle skrik gemaak het, dan die hare wat regop gekom het, jou groter laat dat jy nou die ding afskrik. Nee, dis die een reaksie. Die ander reaksie, wat ook 'n gewilde reaksie is die vriesaksie. Nee. Dink nou maar aan daai bokkie wat so in die lug of daai hasie daai. Is altyd snaaks oor hasies. Hasie dan staan hulle so doodstil. En dan kyk jy net met sulke oë. En weer eens, dis ook 'n oerreaksie, want ons oerouers, so as hulle nou gedierte was, sou hulle gevries het. Nee, daar in die bosse. En dan dit sien my nie, dit sien my nie. Dit gaan weg. Vreemde reaksies wat ons het as ons bang is. En partykeer kan jy maar in jou eie lewe 'n bietjie dalk 'n snaakse storie vertel oor wat met jou gebeur het. Toe jy bang geraak het, dat was al 'n vreemde reaksie. Jy het gehardloop of so iets. Iets snaaks het gebeur. Maar die punt is, as ons bang word, as ons iets vrees, as ons skrik vir iets, dan neem 'n deel van ons brein oor die amygdala. En hy maak dat jy glad nie meer rasioneel dink nie. Dat jy glad nie meer nugter dink nie. En dan doen jy abnormale dinge. Jy doen vreemde dinge. Soos om koring te dors in 'n wynpas. Dink net 'n bietjie daaraan. Koring te dors in 'n wynpas. Ons gaan nou lees oor waar dit inkom. Net gou eers 'n bietjie agtergrond voor ons aangaan. Josua, wat ons laasweek 'n bietjie oor gepraat het met die kinders en wat ons saam gelees het, is nie meer daar nie. Hy was hierdie laaste groot leier van die volk Israel gewees en hy het seker gemaak dat die volk in Moses se voetspore volg. Die weg van God volg. Nou is hy weg. En nou is daar 'n klomp leiers, klomp rigters wat die volk gelei het. En hier sien ons 'n kaart oor waar almal is. En soos julle kan sien, partykeer was dit net 'n streek gewees, net 'n stam gewees wat 'n rigter gehad het. En die hartseer ding is dat in die rigtertyd het die volk eintlik 'n bietjie begin uitmekaar uitraaf. Elke keer voor 'n rigter lees ons dat die volk op die verkeerde pad was, dat daar 'n stam was wat op die verkeerde pad was. Hulle het verkeerde dinge gedoen. En dan kom die rigter en hy kom lei hulle weer aan die pad van Moses en Josua, aan die pad van God. Maar elke keer, soos met die konings ook, later in die geskiedenis van Israel, sou hulle elke keer afvallig word, elke keer by die pad buisig geraak het. Rigters 6 begin ook weer met so 'n stuk. Daar in vers 1 lees ons, die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee aan die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel en daarom het hulle, dis die Israeliete, langs die bergstroompies en grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Vreemde ding wat gebeur. Die amygdala het oorgeneem, hulle gaan kruip weg. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, die Midianiete het hulle opgetrek saam met die Amalekiete en ander mense in die ooste, dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie.
Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle enkele kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word en toe het die Israeliete tot hulp geroep. Jy is net eers tot daarso. Maar hou julle Bybels oop. Hierdie volk kom en dis 'n volk wat die Israeliete eers verslaan het. Ons lees in Josua daarvan. Ons lees in Moses se tyd daarvan en nou kom hierdie ouens terug. Volk het afvallig geword, hulle volg nie meer die Here se volk nie, hulle vertrou nie meer die Here nie. En vir 7 jaar is hierdie Midianiete daar. En ons sien hoe die Israeliete reageer. Hulle gaan kruip weg. Hulle vlug. Doen snaakse goeders. Weet jy, hierdie Midianiete was baie mense. Ons lees daar, hulle was so baie so springkaan, hulle kon nie getel geword het. Nou as jy bietjie aanblaai na Rigters 8 toe, lees ons dat die weermag alleen van hierdie ouens 135.000 mense was. Nou dit klink baie, maar ek die week bietjie met die getalle gewerk en gespeel het ek vir myself bietjie in perspektief gemaak, net dat ons die wonderwerke in hierdie baie bekende storie bietjie kan besef, kan raak sien. 135 golfballe. Wie wil raai hoe lank dit is? Ok, kom ek vertel vir jou. 135 golf, wanneer moet jy die antwoord? Moenie nou die kaart wys nie, wag eers. Well, ok, ja, ek gaan aan by my. Maar dis ok. 135.000 golfballe, jy moet 'n mandjie vat, dan gaan jy golfballe pak, van die hoek hier van die kerk af. Pak. Verby ry daar, tot daar by die boonste punt van Bevriag se indraai. Ok? Dan vat jy 'n mandjie en jy pak af, terug, af na die pad, tot by die skool. Dan tel jy 'n mandjie op en jy pak nog golfballe, tot by die pakstorie agter, by Swellingvloed. En dan pak jy terug, tot hier by die paadjie hier voor Chris L verby, al die pad om, tot bo weer by die hoek. 135.000 golfballe werk uit op 5.8 kilometer. Dis 'n golfbal. Net of jy 'n preekie gee, daar's 'n kaart van dit, dat jy kan sien hoeveel golfballe is 135.000 golfballe. Daar soos dit. So as die Israeliete gesê het, hulle kon dit nie tel nie. Dis hoe dit gelyk het. Kry ek daai prentjie in my kop. Dis baie. En dan lees ons hoe, wat gebeur. Soos mense dan maar is, soos mense in die wêreld dan maar is, in hierdie verskriklike noodsituasie, 135.000 golfballe wat hier in die vallei opgeslaan is, roep ons uit na God. Want hy is ons die noodweer, hy is ons die spaarwil, as dit sleg gaan, dan gryp ons na hom. En dan lees ons hierdie ongelooflike verhaal van God wat ingryp. En hierdie bang, onseker, twyfelagtige, lafhartige held roep. Gideon. Hoekom noem ek hom lafhartig? Hoekom noem ek hom bang? Hoekom noem ek hom twyfelagtig? Want waar kry ons hom? Van vers 11, lees gou daar saam met my. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die Abiasriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n paar skei, waar hy weggekry het vir die Midianiete. Gideon is besig met 'n vreemde ding, hy's bang. In daardie tyd was daar 'n dorsvloer gewees, oop en bloot waar almal was, en jy het jou koring daar gedors. Waar dors Gideon die koring? In 'n gat in die grond, in 'n paar skei, in 'n wynpers. Hoekom? Omdat hy bang is vir die Midianiete. Die amygdala in sy brein het oorgeneem en gedink, gits, ek wil bietjie kos maak, maar ek wil nie hierdie ouens met my sien nie. Kom ek gaan doen dit daar in 'n gat. Ek gaan kruip weg. En dan verskyn 'n engel van die Here aan hom. En hy groet hom op 'n ongelooflike manier. Vers 12, die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Dapper man?
Gideon. En dadelik lees ons hierdie gesprek wat hy het, ons hoor sy twyfel, ons hoor sy vrees, dit is amper of so asof hy in die begin nie herken wie dit is wat met hom praat nie, hy so, ekskuus tog meneer, as die Here dan nou regtig by ons is, hoekom gaan dit soos dit gaan? Hoekom lyk dit soos wat dit lyk? Waar is al die magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het? Toe hulle gesê het, die Here ons nie uit Egipte bevry nie. Nou die Here ons in die steek gelaat, hy is oorgegee aan die mag van die Midianiete. Toe die Here na Gideon toe gegaan, en draai en gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Wat is Gideon se reaksie? Ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waarin ek behoort is die armste in die hele Manasse. En vir my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder, dat ek kan seker wees, dit is u, Here, wat met my praat. Hoor julle hierdie vreemde ou se reaksie? God roep hom, hy roep hom met die mooiste naam, hy sê, jy is 'n dapper man, Gideon, ek is by jou, moenie bang wees nie. Ekskuus meneer. Ekskuus Here. Nie ek nie. Daar's 'n ander ou, daar's 'n groter, daar's 'n sterker ou. Daar's 'n meer belangriker ou. Gideon, ek stuur vir jou, jy gaan hulle oorwin, asof hulle een man is. Ekskuus, Here. Jammer, Here. Dis Gideon. Dis die ou wat koring pas in die wynpas, of koringdors in die wynpas. En dan is daar 'n ongelooflike stukkie, ons gaan nie daar lees dit, maar 'n ongelooflike teken wat gebeur. Gideon maak kos en daar met vuur steek dit aan die brand en dan Gideon ewe skielik so gits. Dit was die Here gewees met wie ek nou so 'n snaakse gesprek gehad het en hy val neer en jammer Here, jammer. Dan sê Gideon, dan sê die Here vir Gideon na vers 23, wees gerus, moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Gideon, ek wil hê jy wil die altaar wat jou pa gebou het voor jou huis van Baal en Astarja moet jy gaan breek. Dan doen hy dit. Maar weer eens sien ons Gideon se reaksie, Gideon se vreeslike, bang reaksie, lafhartig, hy gaan doen dit in die aand. En hy gaan doen dit nie, sy werksmense gaan doen. Omdat hy bang was, vir wat sy eie gesin, sy eie mense sou doen. En ek kan gaan lees daar in vers 27, waar daar staan. Hou wat, hoor die Here is bly. En dan tree hy so op. Volgende oggend word die mense wakker en hulle sien die altaar stikkend en dan sê soos, ons moet hierdie ou kry. Wie is dit? Wie het hierdie altaar afgebreek van Baal? Die groot Baal, die sterk Baal. Ons God wat ons aanbid. Nee, dis Gideon. Gaan aan om hy moet doodgemaak word. En dan is dit vir my wonderlik, Gideon se pa, volgende week is Vadersdag. Kyk hierdie voorbeeld van hierdie pa se reaksie, né? Daar in vers 31. Joas, Gideon se pa, het vir almal gesê, wil julle Baal se saak behartig? Wil julle hom red? Wie Baal se saak behartig moet vanmôre nog doodgemaak word. As hy 'n God is, kan hy sy eie saak behartig. Dis sy altaar wat afgebreek is. Joas verstaan so iets van Gideon se roeping. En hy sê, weet julle, as Baal nou regtig nie God is, dan sal hy met Gideon afreken. Dan sal hy sy eie saak met Gideon uitsorteer. En dan gee die mense vir Gideon 'n nuwe naam, Jerubbaal, wat beteken Baal sal homself verdedig by hierdie persoon. Is Gideon nog steeds vreeslik sterk? Is hy nog steeds bang? Vers 34, ongelooflike mooi vers. Die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die Abieseriete opgeroep om hom na te volg. Die ou wat nou ekskuus meneer, die ou wat nou bang was, word deur die gees van die Here in besit geneem. Letterlik staan daar, dit word ontvou, dis my so mooi, dis my so half asof
die rigterskrywer wat hom sê, die Gees van God het vir Gideon so kom vashou, vir hom 'n drukkie kom gee. En ewe skielik is hierdie ou wat bang was, wat ekskuus meneer was, wat in die donker hierdie dade kom doen, en is die ou wat die ramshoring blaas, hy kruip nie meer weg. Laat my so dink aan iets wat Paulus later sou skryf, 2 Timoteus 1 vers 7. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die Gees wat God ons gegee het, die Gees wat ons omvou, die Heilige Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die goed wat ons ontwyk as die amygdala in ons brein oorneem en ons dink nie meer nigter nie. Ons gaan doen snaakse goed, ons hardloop weg, of ons vries, of ons kruip weg, of ons begin twyfel. Die Heilige Gees help ons om teen dit te beklei. Maar selfs met die Gees wat hom ontvou, wat by hom is, soek Gideon nog steeds 'n teken. En dan sal daai bekende stukkie wat hy nou kry daar, waar Gideon die vliesie buitekant sit, en dit is droog, en die grond is nat, en dan sy so half weer eens, Gideon se natuur, sjoe Here, dis 'n goeie teken, maar kom ons draai dit om, laat die vliesie nat wees, en dit so, en is my wonderlik dat God nie met hierdie ou ongeduldig raak. Dis my wonderlik. So kosbaar om te sien, hierdie held wat God gebruik, wat eers so lafhartig was, wat nou die Gees van God het, en tog nog steeds, sy so half, Here, ek soek net nog 'n teken, En dan kry hy, Gideon sy weermag, as hy klaar die teken gekry het, 32,000 ouens, 32,000 teen 135,000, om vir julle net die perspektief te gee, hoeveel golfballe is 32,000? Jy kry jou mandjie, begin weer by die hoek en jy pak golfballe. 1,4 km ver tot by Randendale. Nou Randendale is daai oranje geel plekkie daarbo. So kry net gou 'n bietjie prentjie van die hoek af tot daar is Gideon se weermag. Reg rondom is die Midianiete. Kyk gou die perspektief. As jy wil wiskundig uitwerk, 4 ouens teen 1 man. As jy nou, so elke van ons moet 4 ouens tackle. Okay. En dan God 'n vreeslik interessante ding. Jy sê Gideon, dis te veel ouens. 5,8 km se golfballe teenoor 1,4 km se golfballe en dis te veel ouens. Wat is die sin? Dis ons vreemd. En dan sê die Here, vra vir die ouens wie's bang. Die ouens wat bang is, hulle moet weggaan. Wie's bang? 22,000 loop weg. 10,000 byhoor. Nou ek het nie vir julle die hoeveel golfballe 10,000 is nie, maar jy kan dit uitwerk, dit werk iets soos 430 meter. Dis wat ek hoor. En dan sê God nog steeds, Gideon is nog steeds te veel ouens. Vat hulle af rivier en laat hulle drink. Die ouens wat met hulle hande opskep, moet jy skei van die ouens wat afbid en soos 'n hond die water optrek. En dan ken ons nou die storie. Die ouens wat met die hand opgeskep het, was 300 gewees. Hoekom die snaakse verskil? Net so 'n stukkie interessantheid. Want die ouens wat hulle hand opgetel het, was die versigtige ouens. Jy het nog steeds gekyk, waar is die skillings? Waar is die Midianiete? Dit was die bang ouens, as ek dit so kan doen. Versigtige ouens. Die weerbare ouens, kom ons stel dit mooi, die wakker ouens, dit was die ouens wat wakker was. Die ander ouens het weer goed deurgegooi en gedruk, wat ek kan verstaan. 300. Jy wil geraai hoe ver is 300 golfballe? 13 meter. Kijk maar net weer die prentjie. 13 meter se golfbal. So weet hoe lank 13 meter is. 13 meter is omtrent van daai punt van die deur af tot daar. Teenoor daai hele kaal. Se golfbal.
Dis die wonderwerk wat gebeur het. Dis die wonderwerk wat God laat gebeur het. Deur wie? Deur 'n persoon wat ons in die begin van die storie kry in 'n gat, besig om bang 'n klein bietjie koring uit te gooi, te dors. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat hierdie ou met sy vreemde reaksie om bang te wees, 'n nog vreemder ding doen, en met 300 manne, sonder enige wapens, 'n oormag om ons oor te wen. Die Gees van God. Die Heilige Gees wat vir Gideon gevul het met krag, met liefde en met selfbeheersing. Met nigter denke om in beheer van homself te wees. En jy kan die stukkie verder gaan lees, as jy nie alreeds die week het nie. Dit is 'n ongelooflike ding. Want Gideon kom met die 300 man en dan gee God weer vir hom 'n teken. Weer vir hom bevestiging. Gideon, jy gaan oorwin. Met hierdie 300 manne van jou, gaan jy oorwin. En hulle vat nie swaarde saam nie. Hulle vat nie spiese saam nie. Hulle vat nie skilde saam nie. Hulle vat 'n kleihouer, 'n fakkel en 'n ramsboom. Net dit. Wie van ons sal daarmee oorlog gaan? Wie van ons sal teen 'n oorlog teen 5.8 kilometer se golfballe staan met 'n ramshoring, 'n kleipot en 'n fakkel? Om bang te wees maak dit ons vreemde dinge doen. Om die Gees van God in jou te hê, maak dit net nog vreemder dinge doen. Maar jy weet wie is by jou. Jy weet wie gee jou krag. Jy weet wie is in beheer. Wat doen jy as jy bang raak? As jy bang raak oor môre, as jy bang raak oor die toekoms, oor COVID, as jy bang raak oor die Midianiete wat soos 'n 5.8 kilometer golfbaan muur om jou is, wat doen jy? Vries jy? Hardloop jy weg? Dors jy koring in die wynpers? Of vat jy vandag God se uitdaging soos Gideon? Al is dit twyfelend, al is dit huiwerend, al is dit bang, om te sê, hier's ek. Ek twyfel en ek worstel en ek stoei. Maar met my twyfel en alles kom stuur die Gees. Kom vul my. Kom vul my met die krag om sterk te kan staan. Kom vul my met die liefde om ook in hierdie moeilike tyd, hierdie tyd waar ek bang is, lief te wees vir die mense om my. Nie hulle te vergeet nie. Om u liefde te beleef en dit raak te sien in my lewe. Vul my met die selfbeheersing om kop te hou en nog steeds op die te bly vertrou. Dis wat God met dapper mense wil maak. Hoe gaan jy antwoord? As God vandag vir jou sê, moenie bang wees nie. Dapper man, dapper vrou, ek is by jou. Amen.